So when the heart waits, dis 'n topic wat toe ek geswat het ek vir so 5 jaar, het was 'n bietjie langer as wat ek geswat het, maar het die Here 'n healing proses in my lewe begin. So ek weet nie wat van hierdie het ek al geshare nie, maar ek het deur 'n terrible break-up gegaan. So ek het nie lekker geweet wie ek is nie, en ek het besef ek is op 'n plek wat ek het al vir hierdie persoon toegelaat om my te sê hoe ek moet lyk, wat ek moet aantrek, hoe moet ek optree, en ek het amper gemaal tot wie die persoon was vir my, want my identiteit self was nog nie lekker ontwikkel en established nie. Wel, ek het gedink het is, maar dit was toe nou nie, want toe die oomblik toe hy my los, toe sit soos, wat nou, wat doen ek nou? En ek was lief vir die Here, nog my lewe lang ken ek hom, maar daar was iets wat in my nog nie op daai fondasie gelê was van wie die Here sê ek is nie. En toe ek begin gaan vir berading, en ek was op so 'n nam plek, ek het amper nie gevoel meer nie. En ek dink ons almal ken dalk daai, jy's so intens hartseer dat jy op 'n stadium kom dat jy voel amper, jy kan nie nou meer huil nie, jy kan nie nou meer hartseer wees nie, jy voel amper so net niks nie. En ek onthou iemand het vir my gesê, okay, maar ek stel voor, jy gaan praat het met iemand, en ek weet vandag, dit is die Here wat in my 'n ding kom doen het, wat my net gewillig gemaak het om met iemand te gaan praat, want ek sou dit nie uit my eie uitgedoen het nie. Ek het nie besef hoe stikkend goed in my was, totdat die Here met my begin werk het nie. En toe was dit nogal 'n lang tyd, wat ek elke week vir Tannie Elsa, was haar naam, gaan sien het. En ons het gesit, en vir 2 ure, 3 ure, die Here was besig met goed, en so het hy my gevat deur 'n proses. Maar toe ek het begin het ek nie gedink, dit gaan dit eintlik 'n leeftyd van transformasie wees nie. Ek gedink ek gaan so 1 of 2 sessies en ek gaan vir haar sê, hoe sleg was hierdie break-up, en hoe terrible is hierdie ou, en hierdie en dit, en toe op die einde, toe gaan dit oor alles behalwe daai verhouding, en net oor eintlik hoe my identiteit nooit gebaseer is op die waarheid van die Here nie, maar op al die ander dinge om my. En dit was 'n lang tyd, en ek dink, as die Here mense eers deur so 'n proses begin vat, dan besef jy, dis 'n leeftyd. Dit gaan altyd goed wees waar die Here besig bly met ons, om ons te transformeer in die likeness van wie hy ons design het om te wees. So hierdie titel is 'n boek wat ek op daai stadium van my lewe gelees het, When the Heart Waits. Want daar is soveel goed wat in ons gebeur, en dit is baie moeilik om die Here te vertrou wanneer jy nie die vrug kan sien nie. Veral as dit lank vat. Ek meen, wie van julle het al agter 'n learner driver gesit op George Rex? Julle, dit toets jou, of as jy wag vir die ketel om te kook en jy's hastig, dan is 3 minute soos 'n leeftyd. Nee, dit kan nogal 'n mens, kyk, as die pressure hoog raak, dan kom die waarheid uit van wat in 'n mens se karakter nog aangeshape moet word, nee. Of as jy in 'n traffic jam was, en jy moet eintlik nou by die badkamer uitkom, maar kyk, jy bid, want anders is daar skandaal, en so, ek weet hoe vinniger jy by daai, maar dan voel daai 2-3 minute vir jou, soos jou lewe gaan nou eindig. Maar ons is nie goed met wag nie, en veral in vandag se tyd, as die internet nie werk nie, en daai ding download nie vinnig genoeg nie, en jy kan nie gou genoeg inligting kry nie, dan is ons ontsteld, nee? Of as goed nie werk en vinnig reaksie, of jou kinders antwoord jou nie dadelik nie, of ons is nie great met wag nie. Maar ek het so 'n paar voorbeelde hier gebring. Ek is vreeslik jammer vir julle as julle van julle honger is, maar 'n goeie lamb shank, nee? Hy moet lank kook. Maar hoe lekker is dit, hè? As jy daai eerste hapjie vat en daai vleis val so van daai been af, nee? Gebakte kaaskoek, dis my favorite, maar kyk, dit vat forever. Nou as ek nou lus vir kaaskoek, kan ek dit eers môre eet. En dan moet ek nou al daai effort insit om die ding te bak en in die yskas. Dis is torture, né? Croissants, julle,
ek het nog nie die kans gesien in my lewe om dit te maak nie, want dit vat net te lank. Ek gaan koop eerder ene by die Sandwich Shack, want dit is klaar gemaak. Ek hoef nie 2 dae te wag nie. En Avo is een van my favorite goed. Nou kyk, dis 'n goeie ding van die winter, né? Avo is goedkoop, ek love it. Maar as jy 'n saadjie moet plant vir 'n Avo boom, 5 tot 13 jaar vir jou om eerste vruggie te pluk. Ek sê soos, daar is nie 'n manier nie. Ek ry Food Lovers toe en ek gaan koop 4 vir R50. Instant gratification. Ons is ongelukkig gewoond aan dit. En hierdie vrou het geskryf, most people prefer the certainty of misery to the misery of uncertainty. Want ons is meer okay met daai instant ding wat jy kry, as wat ons okay is om te wag vir dit wat ons eintlik oorhoop, nee. Daar's 'n girl wat ek ken in die Kaap, ek ken haar nie persoonlik nie, het voel so, maar ek volg haar op Instagram al vir baie jare, en sy is 'n kunstenaar wat, julle die size van 'n R2 stuk, daai is, ek het dit nou vreeslik vergroot, maar dis 'n R2 stuk wat sy neergesit het, sirkel getrek het, en besluit het, dis wat sy kan verf in 'n dag. So sy gaan net dit wat sy kan verf in 'n dag verf, want sy wil net haar skill al van die gang hou, en daai het nou so groot gegaan, dat sy op die oomblik, dis voltyds wat sy doen, sy verf in die miniatures. Maar ek weet nie hoe beautiful is dit, nee, maar dit vat haar ure. Ure en ure, om daai beautiful klein skilpaadjie te verf. Sy het nou al incredible goeders gedoen, maar wat 'n joy is dit nie. Ek het al 'n boekie van haar gevat, en ek kyk elke keer wat het sy nou niet geverf. Daar is soveel joy en beauty in wat sy doen, maar het vat haar incredible baie tyd. En deur die jare, hoe meer sy dit gedoen het, hoe mooier en mooier en mooier word haar goed. Want sy sit daai tyd in. Maar toe sy begin het sy nie geweet sy gaan jare wag, voordat sy op 'n plek kom wat sy actually so kan verf nie. Sy het maar net begin met wat sy gehad het. So wanneer ons wag, is dit vir ons meer 'n faith en 'n trust ding in die goedheid van die Here, as wat dit gaan oor wat ons noodwendig doen, maar is nie iets wat passief is nie. Want we prefer quick wins over slow, meaningful development. So daai boom wat moet groei, daai ewe wat moet ryp word aan daai boom, dit vat tyd. As ek dink aan my kids in die huis nou vandag met Moedersdag, ek meen, daar's dele wat jy wens hulle wil nou net groot word, maar dan word hulle nou groot, en dan dink jy, kan nie maar net klein bly nie. Want ons iets van daai wat, dink gas het in 'n dag moes wees. Ok, nou is jy infant, môre is jy tiener, oormôre is jy uit die huis uit. Dit sou terrible gewees het. So daar's iets wat gebeur in die tyd wat die Here ons gee. En ek weet, soms voel ons tyd is 'n straf, en ons wil net eintlik na die Here toe gaan, net veral op tawwe dae, kan ons net oorwees met hierdie storieetjie. Is nou nie meer lekker nie, maar daar's iets incredible in wat die Here ons gee in terme van tyd. Maar dis nie passief nie. Dis nie niks nie. Om te wag op dinge vir die Here vir jou beloof het, is nie om passief te wees nie. Dis soms die doen is soms in die wag. En dan beteken dit nie, jy sit net stil en sê, okay, jy moet nog steeds opstaan en beweeg, jy moet steeds doen wat jy moet doen deur die dag, want partymal is daai goeders wat ons nie dink het te doen met daai ding nie, is presies die paadjie wat ons moet loop om ons te kry waar die Here en ons eintlik wil wees. Maar dis daar waar ons die Here moet vertrou. Dawid was 'n goeie voorbeeld. Hy was gesalf as koning, so min of meer tussen die ouderdom van 10 en 15, maar hy was eers koning op 30. Sê dit in die woord. David was 30 years old when he became king and reigned 40 years. Ek dink dit gaan, wat het in daai 15 jaar gebeur? Hoeveel keer het hy getwyfel dalk oor wat die Here oor sy lewe gespreek het? Koning wees? Ag nee, asseblief. Veral met goed wat in ons karakter en in ons preparation tyd gebeur, nee. Maar imagine net weer, hy was dalk koning te vroeg. Dan sal seker goed wat maybe nie sou gebeur het nie.
Maar 15 jaar, julle, dis lank om te wag vir 'n belofte. Hy het hierdie geskryf, here's what I've learned through it all, don't give up. Don't be impatient, be entwined as one with the Lord, be brave and courageous, and never lose hope. Yes, keep on waiting, for he will never disappoint you. En ek dink wat trekkie raak met daai, is dat ons het nodig om die Here se hart vir ons te verstaan, en hom te vertrou, ten spyte van die kere wat jy voel hy is nie betroubaar nie. Dis daar waar ons die risk moet vat, om daai saadjie te plant en te hoop hy gaan groei. Maar wat amazing is dis die Here wat daai binne in ons ook doen. Daai wat my gemaak het om te gaan en te sê, okay Here, ek het eintlik jou hulp nodig. Ek gaan jou nou maar vertrou, alhoewel dit vir my lyk is glad nie betrokke in my lewe nie. As 'n wurmpie besluit om 'n kokon te spin en in hom in te klim, dan word hy die skoenlapper. Maar daai wurmpies kan kies om nooit in daai kokon te klim nie. Hulle het 'n keuse, dan gaan hulle dood as wurms. Maar as hulle in daai kokon inklim, dan moet hulle vertrou dat daai proses gaan gebeur soos dit moet, en alles gaan change en transformeer, en is net nie baie ongemaklik en donker en weird. Maar as hulle te vroeg uitklim, dan sal hulle ook nie die butterfly nie. Maar as hulle wag en die proses vertrou, then they can fly. En dan is daar die beauty van dit wat die Here in ons kom doen. Maar dit verg patience en vertroue en 'n keuse om te kies om in daai proses in te gaan. Want dit is nie maklik nie. En ek weet halfpad deur was ek soos op 'n punt dat ek sê, Tannie Elsa, seriously, ek kan nie nou nog 'n keer hierdie deurpraat nie, ek kan nie nog 'n keer vergewe nie, ek wil net soos ek's moeg. Dis die berg. En sy het net vir my gesê, vertrou net die Here, dat hy gaan doen wat hy sê hy gaan doen. Hy sê hy sal jou nooit los nie. Hy sal jou nooit los nie. So ek hou net aan klim. En dan was 'n dag wat ek kon beleef, sekere goed het begin klaarmaak. Goed het regtig begin change. Daar was 'n ander vrug in my lewe. En Jesaja sê dit, but those who entwine their hearts with, entwine, die woord wait beteken om jouself te bind en te entwine with Yahweh, will experience divine strength. Okay? Daai dink ek is daai diep innerlike strength wat jy soos kies om aan te gaan, maar alles om jou sê vir jou, moenie. They will rise up and on soaring wings and fly like eagles, run their races without growing weary, and walk through life without giving up. Nou daar is nogal 3 amazing goed wat die Here beloof vir ons wat net langsom bly stap. Jy sal strength hê, jy sal nie vinnig moeg raak nie en jy sal nie opgee nie. So wanneer ons op daai plek kom wat dit wel die waarheid is, dan dink ek is dit net wat ek begin wegtree het en gesê het, okay, gaan jy maar aan, maar ek gaan nou maar 'n bietjie hierdie kant toe. En ons loop nie meer saam met hom nie. Want daai is die goed wat hy ons beloof. In Micah 7:7 sê dit, as for me, I will watch and hope in Yahweh. I will wait for the one who saves me. God will hear me. Nou daai klink vir my soos 'n ek kies om te glo wie die Here is, ten spyte van wat soms om my aangaan. So ek het 'n paar mense uit die Bybel gevat, dat ons net so 'n bietjie by kan leer oor hoe dit lyk om te wag, en wat het gebeur in hulle lewens. So Abraham en Sarah was ene. Hulle het gewag vir die belofte van 'n seun. Hoe lank het hulle gewag? 25 jaar, min of meer, moet my nie quote nie. Plus minus. Dis crazy lank om te wag. Ek dink hulle het 25,000 keer opgegee intussen. Wat leer ons by hulle? God se beloftes kan miskien tyd vat, maar die feit dat dit nie nou gebeur nie, beteken nie dat dit nie gaan gebeur nie. Josef,
vir die vervulling van die drome wat God hom gegee het. Dit het lank gevat, hy was in die tronk gegooi, en slawerny, en toe nou uiteindelik in die paleis, en ek meen, het soveel goeders gaan gebeur in sy lewe, nee? Hy het lank gewag, 13 jaar, vir God se beloftes om waar te word in sy lewe. Die lang wag beteken nie. Ek dink is omdat ons het baie keer meet aan sekere goed, en ons meet dit aan ons eie vermoë om sekere goeders te kan doen, wat ons voel, okay, nee, die Here wil nie vir my seën nie. Hy wil nie hierdie in my lewe. Dis nou maar my lot. En ek moet maar nou okay wees daarmee. En ek dink dis bytelmal die grootste probleem, is ons gee op daai drome, dan mis ons dit. Ons mis dit, omdat ons dit nie meer expect nie, en omdat ons nie meer die Here vertrou vir dit nie. Moses, vir die verlossing van Israel, jare, 40 jaar in die woestyn vir die beloofde land, en hy self het miskien nie in die beloofde land ingegaan nie, as gevolg van ongehoorsaamheid, en goeders wat die Here met hom mee besig was, maar die Here het nog steeds die Israeliete verlos. Hy het nog steeds in die beloofde land laat ingaan. Hy het gedoen wat hy gesê het hy gaan doen. Hanna, vir al die mamas, wat verstaan van kinders, sy het vir die Here gepleit vir 'n seun, en sy was onvrugbaar. En sy het lank gewag, het sê many years of barrenness. En toe het sy vir Samuel, wat 'n incredible profeet was op die eind. Die Here het al gehoor. En ek weet, dit is partymal die geval dat ons nie altyd kry dit wat ons voorhoop en dit wat ons voordroom nie. Maar ek dink daar's twee dele. Ek dink die een deel is ons gee partymal op. En die ander kant, wanneer ons onsself heeltyd met die Here se hart align, dan moet ons ook oop wees vir daai goed om bietjie te pivot en te verander, want die Here weet die beste vir ons. En partymal is daai goed wat ons so oor droom en so oor hoop, maybe nie die beste ding nie. Maar dis daar weer waar ons moet risk. En die Here vertrou om daai goed in ons te doen. Quiet your heart in His presence and wait patiently for Yahweh. And don't think for a moment that the wicked in their prosperity are better off than you. Ons vergelyk onsself soms, met wat ander mense kry en wat in ander mense lewens gebeur. En dan sit dit 'n doubt op ons eie harte en drome en goed wat die Here vir ons kom beloof het. Want ons meet onsself op 'n manier wat die Here nie meet nie. Hy is nie vas aan tyd nie. Daar is nie 'n resource of 'n finansiële issue by hom nie. Daar is nie 'n hierdie kan nie gebeur nie. Die impossible is possible. Maar ons kyk soms vas aan die goed wat ons kan sien. En dis waar 'n keuse inkom. Hoe kan ons beter wag vir goed in ons lewens? Ek dink prakties, gaan skryf die goed neer. Vra die Here oor dit. Bid aanhoudend en moenie oorhaastig besluite maak nie. Want ons doen dit omdat ons vinnige resultate wil hê. Vra die Here vir advies en strategie. Hy is die ultimate strategist. Hy weet exactly wat hy doen. Maar ons is soms te bang om te vra, want hy gaan dalk nee sê, of iets anders is wat ons wil hoor, of ons doen net nie die moeite nie en dink nie, hy wil met ons praat daaroor nie. Maar hy is strategies, hy weet presies, hy kan vir jou mooi sê, moenie daar nie, moenie so nie, bietjie daar, bietjie links, maar dan moet ons oop wees om te hoor. Moenie besluite neem uit vrees of druk nie. Wanneer jy super ongelukkig is in die seisoen waar jy is, die vinnigste wat ek gesien het, dinge skuif by my, was omdat ek vrede gemaak het met waar ek was vir daai seisoen. Maar ek het bly hoop in dit wat die Here vir my beloof het. Ek het nog altyd 'n hart vir ministry en ek was nog altyd betrokke op een of ander manier. Toe ek geswat het, was ek betrokke by 'n kerk en toe ek net klaar is met skool, het ek vir 2 jaar 'n ministry gejoin. En toe ek begin swat het, toe gaan waiter ek vir ekstra geld. En dit is my 'n great man, nie lekker werk nie. En toe het ek vir die Here gevra, okay, maar ek wil meaningful werk doen. Om te waiter voel nie vir my soos meaningful werk nie. Die ministry goed het vir my meaningful gevoel. En daar het die Here vir my gesê, julle,
Dit was eintlik incredible wat die Here my geleer het, maar ek het op daai stadium het nie so lekker besef nie. Daar was iemand die een dag wat met 'n kaart betaal het. En ek het bly die Here vra, Here, wanneer kan ek skuif? Wanneer gaan U vir my iets gee? En daar staan op die kaart in my hand, terwyl daai goed so deur my kop gaan, staan op daai kaart, more in no time. 'n Kredietkaart. Ek het nog nooit in my lewe weer so 'n kaart gesien nie, maar dit was op die kredietkaart, more in no time. Ek meen, as die Here vir my begin boodskappe stuur op kredietkaarte van vreemde mense, dan moet ek dalk begin luister. En ek het nog nooit weer daai gesien, ek weet nie eers of dit 'n actual kaart was nie, maar die Here het my gepraat in daai oomblik. En ek het toe, dink ek, nog 2 jaar gewaiter. Maar ek moes die Here vertrou, en toe gaan of my deeltydse pos oop by die kerk waar ek begin werk het, en toe vir 4 of 5 jaar was, terwyl ek geswat het. Maar ek moes die Here bly vertrou. Ek moes in daai kokon sit en sê, okay, is nie lekker nie, maar ek gaan maar wag, en ek gaan vertrou dat dit wat hy besig is in my om te doen. En julle, ek het incredible goed geleer terwyl ek gewaiter het. Dit is nie lekker nie, maar dit was goed vir my. Ek wil hê my kinders moet dit ook doen. En 'n paar ander mense wat ek ken. Vertrou God se tyd vir die volgende stap. Soms is daai bietjie wag, is die tyd wat jou net clarity gee, wanneer jy nie onder druk is nie, jy is nie desperaat nie, wat jy oop is om actually te hoor. En ek weet partymal is mense in 'n situasie wat dit nie vinnig gaan verander nie, maar dis daar wanneer ons moet gaan sit en stil raak, en net by die Here wees, en surrender the things, put it down by Jesus' feet, en hou aan bid, en hou aan vertrou, totdat jy fisies rustigheid in jou hart begin voel, want dan is jou ore oop om te hoor. Wanneer ons so gedruk en onder pressure is, raak dit vir ons trekkie. Kies reinheid en tevredenheid bo desperaatheid. Moenie unrighteously trade met goeders, omdat jy desperaat is nie. It's not the Lord's way. Want nou is ons besig om goed te forceer, en dinge te doen wat ons nie eintlik moet nie, want ons wil sekere resultate kry. Maar nou maak ons weer 'n klomp ander goed oop. Ons moet vertrou in die Here om vir ons te sorg. Ons moet nie daai posisie probeer inneem nie. Gebruik die wag vir gesond word en geestelike groei. Ek het 'n vriendin van ons het so ding op haar journal geskryf, op haar notaboek wat sê die beste ding wat jy kan doen vir jou huwelik is om aan jouself te werk. Om nou al te begin werk aan jouself vir wanneer jy die dag in 'n huwelik is. En dit dink ek, ja, dit is waar. Mens, partymal moet jy so die grond prep en klomp goeders doen voordat jy actually eers daai saadjie kan plant en nou wag vir die boom. En daai is harde werk. Doen die harde werk. Dit is so worth it. Weier om bitter te wees. Moenie laat bitterheid die oorhand kry nie. Want dit is 'n vieslike ding wat roet skiet in 'n mens se lewe, en dan is dit maak sommer 'n klomp ander goed sleg. So kies om nie bitter te wees nie. Dis waar jy weer teruggaan na nommer 1 toe en jy bid aanhoudend. En as jy bitter raak, vat dit ook na die Here toe. Hy weet mooi om daarmee te doen. Vertrou in God en sy plan vir jou ten spyte van sy stilte. Partymal is hy stil, en hy gee nie die strategie nie, en hy sê nie vir jou waarheen om te gaan nie, want ons goed behind the scenes aan die gang wat hy besig is om in ons te doen. Glo dat God gebrokenheid kan herstel. He is masterful at putting broken things together, tot 'n mate wat dit 'n new creation is. Jy nie die kraakies kan sien van die koppie wat weer aan mekaar gesit is nie. Kies om hom te prys in die stilte en die wag. Daar is 'n moeilike ene, partymal. Ek onthou met ons voor die tweeling, wat het ons 'n miskraam gehad, en dit was 'n onverwagse ding. Dat nooit die Here vertrou daarvoor nie. Ek het die Here vertrou vir die babatjie. En in daai seisoen wat ek moes nog steeds die Here vertrou dat hy besig is met my en daar's 'n plan. Julle ken seker Oceans van Hillsong, daai liedjie wat net soos, okay, laat die Heilige Gees maar doen in my
wat nodig is om te gaan waar ek moet gaan, want op die oomblik is dit vir my moeilik om te vertrou. Want ek het in daai oomblik gevoel, die Here is nie betroubaar nie. Maar dan weet ek ook hoe voel dit om nie die Here te hê in my lewe nie, en dan sê ek soos, okay, nee, ek is maar terug hierso. Want ten spyte van die feit dat dit moeilik is, en ek nou moet wag, en ek het nog steeds daai belofte van kinders, wat die Here my kom gee het, en ek het dit geweet, want 10 jaar voor dit, het die Here onvrugbaarheid in my lewe kom aanspreek. Op 'n manier wat ek nie geweet het dat ek onvrugbaar was nie. En die Here, ek onthou so goed, iemand het vir my gebid en gesê, hierdie is die ding wat die Here wil aanspreek. En ek onthou my kop, ek so van my kop tot by my vingers tot by my toe en 'n vuur warm geraak in my lyf. Dit is seker een van die mees tangible kere wat ek die Here se teenwoordigheid gevoel het. En ek het geweet in daai oomblik, die Here maak my gesond. En kom maak dinge in my oop, dat ek kan kinders hê. So nou, jare later, nou het ek 'n miskraam. So wat nou van die belofte? Maar gelukkig het die Here genoeg goed in my lewe ook gedoen, wat ek geweet het, ek kan hom vertrou in hierdie ook, al verstaan ek nie. Al is dit seer, al is dit moeilik, al moet ek wag, weer eens wag. En dan is daai kinders nou daar, en toe sit sommer 2, en toe moet ek nog 9 maande wag. Dit was lank. En swangerskap was nie vir my all glamorous nie. Ek het 'n goeie swangerskap gehad, maar ek moes wag vir 9 maande. Seriously. Kan dit net nou, ek wil hulle ontmoet en ek wil hulle stemme hoor en toe moes ek wag dat hulle loop en kruip en Die punt is, die Here is goed. En sy hart vir ons is goed. En in die wag en in die stilte en in die weet nie wat gaan aan nie, maar vertrou vir sekere goed. Bly kies om te risk. Want hy gaan nie vir ons kan wys, hy's goed en betroubaar as ons hom nie die kans gee nie. If we don't risk that part. We're expecting the world, but sometimes we're not willing to give it, nee. Okay. Ek is klaar, maar ek hoop dat in jou tyd van wag nou, want ek seker almal het 'n expectation van die Here op een of ander level, dat jy sal kies om by sy voete te bly, om advies te vra, nie bitter te word nie, en te vertrou dat sy hart vir jou goed is, en dat hy jou regtig liefhet. Okay, gaan ons bid. Vader, dankie dat U vir ons lief genoeg is om ons soms te los in daai kokon, sodat dinge kan happen soos dit moet, sodat ons die skoenlapper kan wees wat kan vlieg en kan vry wees. En dat U beauty in ons establish van die binnekant af buitentoe en ons kies om U te vertrou. Ons vra die Heilige Gees ons sal help om te kies in die oomblikke wat ons ook sukkel om dit te doen. Dat U daai goed in ons kan establish, that we can really honor You in the way we live, dat ons regtig kan wees dit wie U ons gemaak het om te wees. Ek bid dat U ons harte sal kom belyn met U waarheid oor ons en U drome vir ons. Die goed wat U weet regtig vir ons gaan fulfillment gee en ek weet saam met U plan kom daar genoeg grace, saam met U plan kom daar genoeg resources vir ons om te doen wat ons moet doen en ek bid sommer dat U iets in elkeen se hart sal wakker maak oor daai goed wat ons dalk diep weggebêre het. Maar wat nog steeds op U agenda is om vir ons te gee, sodat ons dit nie sal mis nie. Ek kom bid vir beskerming oor ons harte en ons gedagtes, dat ons nie bitter sal raak nie, dat ons nie sal opgee nie, maar dat ons in daai divine strength nie sal weary raak soos dit ons hardloop nie, en nie sal opgee nie. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie. Kuier asseblief saam ons na die tyd. Drink 'n koffietjie en gaan hê lekker Moedersdag. Al die mammas.